Goeiemôre almal, weer eens baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ons gaan vanoggend 3 voorsangliedere sing. Ons gaan begin met lofsing die Here, want ons is tog hier om die Here se naam ook te loof en prys en na sy woord te kom luister vanoggend. Ons begin met lofsing die Here en dan 2 die vonkliedere daarna. Lofsing die Here, die ewige sing tot sy Here. Lofsing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof hom alzo, groot is sy heilige naam. Lof hom die Heer van die Here. Lofsing die Here wat kunstig die liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by gebly het. Wat in gevaar, hoe groot of dreigend hoe swaar, oor die sy vleuels gesprei het. Lofsing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lofsing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Kom juich, o God, sing almal saam, kom alle mense roem sy naam. O God, hoe groot is al die werk, die redding stadig onbeperk. Die volk van God beleef die krag en juich vir ewig oor die maag. Kom juich oor God, sing almal saam, kom alle mense roem sy naam. In vuur en vloed het ons gelei, maar God het ons daaruit bevry. Bly danklik lof hom oor en oor, want God het my gebed verhoor. Vreugde, vreugde, juich van vreugde, want ons Heiland het verrys. Tot die dood was hy verneder, uit die graf het hy gereis. Alle Heer aan die oorwinnaar, elke knie moet voor hom buig. Jesus Christus is die Here, elke tong
Sy, goeiemôre julle. Ek weet ek's nog 'n bietjie hard. Ek sal seker so in die loop van die diens meer gebalanseerd wees. Maar dit is vir my lekker om saam met julle ook vanoggend hier in die huis van die Here te mag vergader en om saam te mag gaan bid. Dit is my gebed dat soos wat die Sondag ook 'n bietjie rustiger is, dis 'n vakansiesondag, dat jy 'n ruimte sal vind waar jy in die hele beweging van die liturgie in gesprek met die Here kan wees. En ek wil sommer so met die welkomwoord dit vir jou sê, jy sal sien die hele erediens, die hele liturgie is so gestruktureer dat daar eintlik 'n baie natuurlike beweging is. So tussen die liede wat ons sing, die liturgiese oproepe en dan ook die gebede, is dit eintlik regtig 'n ruimte vir jou om met die Here te praat. So ek wil eintlik vir jou vra om reeds nie vanoggend met die gedagte kerk toe te kom, dat jy aan die ontvangkant van 'n gesprek sal wees nie, maar dat jy regtig sal ingestel wees daarop, dat jy ook met die Here praat. So ons het hierdie wonderlike lieder nou gesing en die gedagte was dat ons net 'n ruimte sal hê waar ons na God toe kan gaan en vir hom kan sê, hy is ook ons Here. Maar uiteraard is hy ook die Here van sy kerk en is sy kerk werksaam en moet ons daarom net so 'n paar dinge met mekaar deel. Die heel eerste ding, omdat dit 'n vakansie is, het u gesien sal ons die dankoffers by die deure inneem en dis nog steeds deel van ons deurvloei. So vanoggend se dankoffers wil ons spesifiek vir Suster Jenny se Burn Victim Foundation gee. As jy wil weet meer van die werk wat hulle doen, kan jy regtig sommer net so 'n bietjie op die webtuiste kyk. Suster Jenny sien ons elke week by die boeremark en sy het 'n klomp rome en behandelingsmetodes vir mense wat met brandwonde sukkel. En ek dink miskien sal jy onmiddellik vra, maar okay, hoekom is dit relevant? Hoekom spesifiek brandwonde? En dan die interessante statistiek dat ons in een van die lande bly waar die meeste mense op 'n gereelde basis brandwondbehandeling moet kry. En dis gewoonlik nie ek en jy wat daaraan blootgestel is nie, maar neem in ag dat 'n groot demografie van die mense in ons land in huise bly waar hulle konkas moet warm maak. En jy kan nou dink hoe gereeld kleintjies so 'n vuur omstamp of miskien in so 'n vuur met aanraking kom. So dit is hoekom dit vir ons gemeente ook 'n prioriteit is. So hou dit in gedagte as jy ook daar wil betrokke raak, maar as jy regtig meer wil betrokke raak, kom kuier op 'n Saterdagoggend by die boeremark. Suster Jenny is reg oor kant oom Houner se stalletjie. So jy kan eintlik sommer so 'n paar van jou stokperdjies kombineer. En dan is dit die belangrike afkondigings. Ek wou net baie graag dan ook administratief 'n diaken aan u voorstel. En dit is altyd vir my lekker want dit gee my 'n geleentheid om so 'n bietjie te praat oor die visie. Ons droom vir ons kerk is dat ons regtig 'n lidmaat gebaseerde bediening sal hê waar gewone mense ook hulle gawes aan die Here offer en daarom werk ons kerkraad op 'n baie spesifieke manier en ek dink dit werk goed. Mense kom meld aan vir diens en jy word hetsy 'n diaken of dan 'n ouderling in 'n baie bepaalde taak. So as jy 'n passie het en ek gaan sommer 'n paar voorbeelde gebruik, as jy 'n passie het vir mense wat gekonfronteer word met die dood, soos Nanny, dan sê jy wil graag daar 'n bediening begin en sy gaan besoek mense na die afsterwe van geliefdes en sy fasiliteer ons muur van herinnering en sy word dan 'n diaken in daardie rouproses. En dis vir my baie lekker om dan ook vir Pieter Koenraad Meyer net aan julle vir die eerste keer voor te stel. Pieter is onlangs self gekonfronteer gewees met die dood en het uit daai rouproses uit ook 'n roeping op sy lewe ervaar, waar hy gesê het, maar hy wil mense bystaan in hulle tye nie net van nood nie, maar ook in hulle tye van eensaamheid. En hy het homself bereid verklaar en hoe dit werk is ons hou hom 2-3 keer aan die voor en dan bevestig ons hom in sy amp. So dit is regtig my gebed, my vriend, dat jy in hierdie tyd met gebed baie besig sal wees, regtig die Here se roeping op jou hart en op jou gees sal ervaar en ek weet sommer die Here gaan jou gebruik om daar waar baie mense in eensaamheid alleen kry, hulle nie net te bedien nie, maar ook hulle toe te rus met die gees van God. So dankie vir jou bereidheid. Nou wil ek daarom net vir julle geleentheid gee om vir mekaar môre te sê, ons is tog 'n gemeente wat mekaar op die naam ken. So vat gou die tyd, sê gou goeiemôre vir die mense daar rondom jou.
weet ons is bietjie minder, maar as jy iemand dalk nie ken nie, hoor wie hulle is. En as jy hulle ken, hoor 'n bietjie hoe dit gaan. Maar julle kan regtig gesels. Sê vir julle altyd hallo by die huis, sien elke week julle boodskappe. Derek doen 'n wonderlike werk om my op hoogte te hou van wat julle sê. Annetjie, Philip, Gerry, ons hoor so baie van julle. Ag, en is lekker om te weet julle aanbid saam met ons. Sê bietjie vir ons hoe dit met julle gaan en as daar miskien gebedsversoeke is, kan julle dit ook daar neersit. Ons neem dit op in ons gebedsversoeklys. Ons het dan so 'n bietjie onderlinge sorgnuus. Dit is nie toevallig nie, glo ek, maar dit is nogal interessant. Ons het nuus ontvang hierdie week van Petro Du Plessis se seun, Niels Du Plessis. Hy het ernstige brandwonde opgedoen in 'n poging om op hulle plot 'n veldbrand te verhoed. So voeg asseblief vir Niels op die gebedslys by en bid vir hom. En dan het ons vir julle vir voorbereiding gevra vir Jannie Mini. En dan het ons die tyding ontvang dat Jannie ook hierdie week oorlede is. Ons dink aan sy seuns, Roan en Willem. En sy begrafnisdiens is komende Dinsdag om 10:00 hier by die gemeentesentrum. Kan ek sommer spontaan vra voordat ons geluk sê vir die verjaarsdagmense, is daar dalk nog iemand wat 'n gebedsversoek het? Gerrit? Wiekie se ma, ek het bietjie gehoor dat hierdie week haar behandeling duur voort en in haar stryd met kanker is dit swaar. So ons gaan definitief, ons voeg haar op die gebedslys by. Is daar nog 'n gebedsversoek miskien? Ja, Oppies. Ja, hoe gaan dit met Oppies? Okay. Nog steeds in die ICU. Ek het nogal gehoop, ons sien julle en dankie, dat ons, het gaan nie goed nie. Hy het net baie skielik siek geword. Okay, so ons weet dit. Okay, so ons kan definitief aan Oppies ook dink. Dankie dat jy my daaraan herinner. Nog gebedsversoeke? Dan vir die mense wat verjaar, die op die lys en die wat nie op die lys is nie, ek weet oom Wiek het hierdie week verjaar, sy naam was nie op die lys nie, anders het ons verlede week gesing, maar vandag verjaar Suzette Alberts, Okkert, Okkert is jy, geluk my vriend, en Elise Goosen, maandag, môre is dit Lana Spies, Dinsdag Carla van Wyk, Carla is dit jy, lyk my die hele kerk verjaar vanoggend, en Annelie Venter, baie geluk Carla, Woensdag is dit Hester Coetzee en Elsabie Maree, Donderdag is dit Theresa Mentjie, hulle sit altyd daar agter en Mike Nel, en dan Vrydag word Billy Basson 85 jaar oud. So baie geluk, dis 'n Billy van ouderdom. En dan Anelda de Toy en Caroline McAvoy, hulle sit altyd seun, so julle het ook 'n verjaarsdag in die familie hierdie week. Is daar dalk nog iemand wat verjaar wat sy naam nie op die lys is nie, wat daarom vir ons sal sê hulle verjaar, nie soos om Wiek net stil bly nie. Vir julle almal wat verjaar, mag die Here julle sommer ryklik seën. En soos die kinders dit stel, mag julle regtig net sy genade hierdie jaar ervaar. Vriende, ek wil jou dan uitnooi, kom ons word vir 'n oomblik stil. Miskien sal dit vanoggend baie goed wees, om dalk vir Oppies op te dra in gebed. Ons kan dink aan die mini-tweeling, wat hulle pa verloor het. Ons dink aan Wiekie se ma in haar stryd met kanker. So kom ons word net stil vir 'n oomblik en kom ons bid vir iemand anders. En dan as ons dit gedoen het, dan beweeg ons in die liturgie in. En soos ek sê, die gedagte is vanoggend eintlik dat jy 'n ruimte sal hê waar jy persoonlik in 'n tweegesprek met die Here sal wees. So daarna kan jy net die bord volg, alles is mooi omskryf. So kom ons word stil in gebed voor die Here. Ons is die kerk, ons hoor die voetstappe van ons kinders en ons gebed is dat hulle in ons toewyding tot U ook die eerste tree van geloof sal ervaar. Ons hoor van Pieter wat homself ook amptelik tot U diens bereid verklaar en ons kom bid, Here, dat U in hierdie tyd hom regtig sal toerus met 'n geloofsoortuiging vir die werk wat hy graag vir U wil doen. Ons hoor van soveel van ons lidmate wat in hierdie tyd gekonfronteer is met siekte, het sy kanker of maagsere. Ons weet van lidmate wat ook worstel met griep en verkoue.
En ons gebed is altyd, Here, dat U deur U Gees hulle ook sal bystaan en ondersteun. Ons kom dan vanoggend omdat ons vir U lief is. Ons is hier omdat ons U wil dien en U wil aanbid. En daarom kom vra ons nou, Here, rig ons harte, rig ons gedagtes en rig ons hele gees net tot U. Amen. Ek verheerlik U, Here, want U het my opgetrek en U het nie toegelaat dat my vyande hulle oor my verheug nie. Here ons God, ons het na U om hulp geroep en U het ons gesond gemaak. Here, U het my lewe uit die doderyk laat opkom, my lewend gehou tussen die wat in die put afdaal. Besing die Here, julle wat God se getroue volgelinge is, en prys God se heilige naam, God se toorn duur 'n oomblik, maar God se goedheid vir ewig. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Wanneer gelowiges in die naam van die Here vergader, dan gee hy vir ons in sy woord die versekering hy is hier. En daarom as ek en jy vanoggend in die naam van Jesus Christus bymekaar kom, dan ontmoet die Here ons elkeen. Mag die genade, die vrede en die liefde van ons God met jou wees in hierdie ontmoeting. Mag jy sy teenwoordigheid deur sy Gees ervaar en mag jy in liefde op sy genade antwoord. En dan sê ons amen wanneer ons kinders vorentoe roep. So ek wil al die maatjies vra en ek sien vanoggend is hier 'n paar. Laasweek was hier nog ook maar net so 1 of 2. Maar julle is altyd welkom in ons erediens. So kom asseblief gou vorentoe, die van julle wat die moeite gedoen het. Ek weet dis nog vakansie, maar julle moet my asseblief kom help vanoggend. Want ek het 'n baie belangrike werk. Daar groet hulle daarom ook so. Kom sit gou hierso by my, asseblief. Kom sit, hoe gaan dit met jou? Gaan dit goed? Jy kan hier by my sit. Christian, ek sien jy is nog baie energie. Rus jy genoeg die vakansie? Hoorie julle, ek het so 'n bietjie slegte nuus. Ouma Spoeg en Plak se oë kry swaar. Sy sien nie so lekker nie en so haar gesondheid, dit gaan sommer net nie goed met haar nie. So ek wil vanoggend saam met julle 'n gebedjie vir haar doen. Laat ons regtig vra dat die Here haar sommer weer sal sterk maak. So vanoggend gaan julle saam met ons in die kerk moet sit. Nou Lizet, sien jy kans daarvoor? nee, regtig nie. Toe maar ek het ook nie kans gesien nie. Maar ek wil vir julle 'n tip gee. Toe ek so oud was soos julle, moes ons die hele diens in die kerk sit. Jy het nie 'n ouma Spoeg en Plak gehad wat vir jou gehelp het om prentjies in te kleur nie. So julle het daarom 3 dinge wat in julle gunst stel. 1, julle kan lekker rustig sit en prentjies inkleur en so 'n bietjie luister en kyk wat ons gewoonlik hier in die kerk doen as julle gewoonlik so lekker gaan speel. En as jy nou 'n bietjie moeg is vir prentjies, weet julle wat het ek gedoen toe ek in die kerk gesit het en die dominee so lank gepraat het? Ek het altyd begin om die bakstene te tel. So as julle my wil impress vandag, nê, maar moet dit nie nou tel nie, want nou gesels ek met julle. Maar as julle my wil impress vandag en ons gaan drink nou 'n koppie tee en julle kan vir my sê hoeveel bakstene is hier van die grond af tot by die dak, dan weet ek julle kan so goed tel soos ek. Ek het in ons kerk vir 18 jaar lank bakstene getel en tot vandag toe nog nie die antwoord nie. Maar okay, vanoggend het julle vir my 'n belangrike werk. Ek moet vanoggend met hierdie klomp mense praat oor Dawid en Jonathan en Saul. Nou dis 'n storie in die Ou Testament, maar ek is baie keer bietjie bang dat hierdie ooms en tannies nie hulle Bybel so goed ken soos julle nie. So ek wil net hê julle moet my help dat ons hulle net herinner wie hierdie karakters in die Bybel is. So kom ons begin met die maklike een. Het julle al in julle Bybel gelees van Dawid of koning Dawid? Lizetti, wat kan julle onthou van hom? Christian, kan jy onthou wat van Dawid kan jy onmiddellik aandink? Hy was 'n skaapwagter. Dis 'n regte antwoord. High five. Well done. Wat kan julle nog van Dawid onthou? Kom ons vertel die storie van nou Dawid. Hoe was Dawid se storie? Waar Dawid se storie begin? Hy was 'n skaapwagter. Kan jy onthou, Anina? Kan jy so, kom ons dink so 'n bietjie. So ou Dawid was sommer net 'n skaapwagter, maar toe het hy 'n koning geword, want daar het 'n oom daar aangekom en sy naam was Samuel. En hy het vir Dawid se pa gesê, die nuwe koning van Israel is een van jou seuns. Nou het julle geweet hoeveel konings was daar voor Dawid in die Bybel van Israel? Baie, daar's baie konings in die Bybel, maar voor Dawid was daar net een koning. Jesus is die enigste koning. Jy is so slim, gee my nog 'n 5. Baie slim, nê. Nee. Maar daar was 'n aardse koning voor Dawid en die oom se naam was
God, amper, maar nie heeltemal nie. God is ook ons koning. God is eintlik die enigste regte, egte koning. Maar voor Dawid was daar so 'n koning op aarde gewees en sy naam was Saul. En hy was gekies want die Israeliete was sommer moeg en moedeloos om net vir die regte koning, wat God en Jesus is, te bid. Toe sê hulle, ons soek ons eie koning, een wat ons kan sien en aan wie se kop ons kan vat. En sy naam was toe Saul, maar hy was nie 'n baie goeie koning, Elisabeth. Hy was bietjie rof en sleg en lui. En toe die Here vir Samuel gesê, gaan kies vir my 'n nuwe koning, en hy kies toe nou vir ou Dawid. En Dawid kom toe na koning Saul toe, en Dawid het 'n klomp lekker dinge gedoen, soos om wiek. Hy het sommer mooi musiek gemaak, en dan het ou koning Saul baie daarvan gehou. En toe op 'n stadium het Dawid iets amazing reg gekry. Nou, julle ken die storie. Dawid en that's it, Lizette, nee. So Dawid wen toe vir Goliat. Nou, het julle heroes? Wie is julle heroes? Ek weet, is nou nie vandag die Proteas nie. Jesus is ons held, nee, maar jy 'n aardse held. Iemand wat jy dink, hulle is amazing, wat jy graag sy handtekening sal wil hê, Christian. Jy niemand van wie jy baie hou nie. Eben Etzebeth, Lizette, sê jy graag sy handtekening wil hê. Okay. Hoe sal jou hart voel as Eben Etzebeth vandag in die kerk ingestap het? Jy sal uitpaas, nee, dit sal amazing wees. Nou Dawid het soos die Eben Etzebeth van sy tyd geword. Almal in Israel het geweet van hierdie ou wat hierdie groot reus Goliat gewen het. En die meisies was mal oor hom, Lizette. So eendag het koning Saul en Dawid in die straat gestap en al die dogtertjies het so gemaak vir Dawid. Dawid! Nou wil ek vir julle iets van manne vertel. Manne raak vinnig jaloers. So koning Saul het gesien hoe die meisies van Dawid hou en hy was baie kwaad. Hy was so kwaad dat toe Dawid sommer daar eendag op sy gitaar bietjie sit en speel, toe gooi hy vir Dawid met 'n spies. So kwaad was Saul vir hom. En hy was sommer bedreig en jaloers op ou Dawid. En die groot probleem was koning Saul wou eintlik gehad het sy seun moet die volgende koning wees. Weet julle wat was sy seun se naam? Jonathan. So die beste vriend van Dawid was Saul se seun Jonathan. En Jonathan wou nie koning wees nie. Jonathan het vir Dawid gesê, ek het gehoor Samuel het jou gesalf en jy gaan die volgende koning wees en dis okay. Maar Saul wou dit nie gehad het nie. So hy het vir ou Dawid vervolg. Hy wou hom net pak slaag gee die hele tyd, Christian. Nou wil ek bietjie die laaste vraag by julle vra. Wie van julle het 'n beste maatjie by die skool? Wat is jou beste maatjie se naam? Nicole. Alright. Wat is jou beste maatjie se naam? Benjamin. Man, dit gee my hart nou sommer so ekstra klop. Jy moet net die ou op 'n Sondagoggend bel en sê, staan 'n bietjie op uit die bed. Gaan saam met jou pa kerk toe. Maar Benjamin, wat is jou beste maatjie? Nou, hoe kies 'n mens 'n beste maatjie? Wat maak 'n beste maatjie jou beste maatjie? Hulle gee om vir jou. Hulle speel saam jou, hulle pas jou op, hulle is lief vir jou. Nou hier's ietsie wat ek nou vanoggend baie oor gebid het, want ons praat nie baie in die kerk daaroor nie, maar dis belangrik in hierdie storie dat ek dit vir julle moet vertel, anders gaan nou se hele storie niks sin maak nie. Maar Dawid se beste vriend, Jonathan, en sy grootste vyand, koning Saul, wat hom wil doodmaak, gaan toe eendag dood in 'n oorlog. Nou, het julle al ooit iemand geken wat miskien dood gegaan het? Wie het julle geken wat dood gegaan het? Anina? Jou ouma? Jy iemand al geken wat dood gegaan het? Dis 3 mense. Daar is al 3 mense in jou lewe. My een ouma en my naam noem. Die ouma wat dieselfde naam het as jy? Ja, maar net 'n bietjie different. Net 'n klein bietjie different. Okay. My naam en my 2 oupas. En jou oupas. Hoe voel 'n ou se hart as iemand doodgaan? Jesus het op die kruis gesterf, so jy ken vir Jesus en hy het ook dood gegaan, nê? En weet julle, sy mamma was baie hartseer. En ons praat nie baie in die kerk daaroor nie, en dit is my partykeer hartseer, want ons steek so bietjie die dood ook weg vir kinders, want ons weet of ons dink julle gaan dit nie verstaan nie, maar julle is eintlik baie slim. As iemand doodgaan, dan se ou se hart mos baie seer. Nou toe Saul en Dawid, ja, en ouma Spookie. Nou toe Dawid se groot vriend Jonathan en sy vyand Saul doodgaan,
toe was Dawid se hart ook seer. En ons gaan nou 'n stukkie in die Bybel lees waar hy gepraat het oor hoe hartseer hy is dat hulle dood gegaan het. Want hy het geweet, hy gaan hulle nooit vergeet nie. Dink jy gaan jou ouma ooit vergeet, Lizet? Nee, die dinge wat sy gedoen het en gesê het, dit gaan altyd in jou hart bly, nee. So, ouma Groetjie, nee. Ouma Groetjie, okay. So die dood is maar soos 'n ou vyand wat ons kom bang maak en ons kom bedreig. Daarom is dit so belangrik dat wat jy gesê het ons nooit moet vergeet nie. Jesus het ook dood gegaan. En toe het hy opgestaan uit die dood en gesê ons hoef nou nie meer bang te wees nie. Sy bloed was die wyn en sy brood was die liggaam. Jy is daarom baie slim. Ek wil vir jou sommer so uit my hart uit 'n hande klap gee. Jy weet alles van kerk. Ek wil amper vir jou ma sê, ons moet laat jy begin preek. Want jy weet meer as ek. Jy is so slim. Dankie dat jy gekom het, hoor. Alright, nou gaan julle gou saam met my 'n gebedjie sê, spesifiek vir ouma Spoeg en Plak, en dan gaan julle nou nie vanoggend na julle groepie toe nie, julle moet weer by mamma en pappa gaan sit, en dan so bietjie probeer luister, en as julle baie bord raak, tel die bakstene, en as julle weet hoeveel, spring op die bank en sê, ek het klaar getel. Dan gaan ek vir jou vra hoeveel, okay. Weet julle hoekom wil ek hê julle moet dit doen? Want dan word die ander ooms en tannies ook wakker. Alright, so ons gaan wag vir wie eerste klaar getel het. Nou kom ons maak gou ons oogies toe, en dan sê julle soos ek sê, dan bid ons eers vir ouma Spoeg en Plak en dan vir onsself. Alright, liewe Here Jesus, dankie dat ons vandag na u woning toe mag kom. Dankie dat ouma Spoeg en Plak ons altyd van u leer. Ons bid nou dat sy gou gesond sal word. Here, wanneer ons vandag praat oor Saul, Dawid en Jonathan, leer ons dan ook iets van ons eie lewe. Amen. That's it. Nou ja, nou gaan sit julle gou by mamma en pappa. Daar's baie prentjies daar agter en julle kan soveel inkleer soos julle wil. Okay. Terwyl die kleintjies dan ook weer aansluit in die gemeente, vra ek dan vir die bedieningsgroep, die musiekbedieningsgroep, om ons dan te lei. Ons gaan nou in daai 2 gesprek inbeweeg, waar ons eers tot die Here nader, dan hoor wat is die Here se wil vir ons skuld bely, ons vryspraak vier, en dan net in lof tot die Here gaan. So, sit vir 'n oomblik, as dit jou help, sien hoe jy met jou hele wêreld, met jou hele week se gebeure, met jou hele agtergrond, met alles wat jy is, nou na die Here toe beweeg, en soek na die teenwoordigheid van God. Kom ons bid saam. O Jesus, laat ons nooit vergeet dat U wat alles van ons weet, sal oordeel oor ons hele lewe. U sien ons hart by elke naad. U ken ons liefde en ons hart. Dus ons wense en ons strewe. Al wat verborge is ontlig, wanneer dit kom voor die gering. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer ons by Christus wanneer hy in Matteus 22 vers 37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang al die profete en die hele wet.
Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Deur U wil te doen, deur ek om vry te wees. Deur U wil te doen, deur ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in U hand, vertrou ek aan U toe. Al my hoop, my planne en my tyd, lê ek in U hand, vertrou ek aan U toe. Deur U wil te doen, deur ek om vry te wees. Deur U wil te doen, deur ek om vry te wees. Jesus, alles gee ek U, wat ek is en het, en wat ek ooit sal wees. Gemeente van die Here, hoor dan die goeie nuus. So ver soos wat die weste van die ooste verwyder is, so ver verwyder die Here die oortredings van elkeen wat verootmoedig voor die Here staan. In alles wat jy doen, besing die Here. Julle wat die Here se getroue volgelinge is, prys God se heilige naam. God se toorn duur 'n oomblik, maar God se goedheid vir ewig. Prys om die hemel vors op sy verhewe troon. Lof hom aan wie die hemelkoor aldoos steeds betoon. Aan hom die Skepper Heer, kom toe die Heer en mag. Sy woord het alles voortgebring, rom ewig sy gesag. Lof hom die Lam van God, want hy's vir ons geslag. Hy het ons met sy bloed gekoop, ons sing sy reddingsmag. Uit elke stam en taal het hy ons vrygemaak. Sy koninkryk, sy priesterdom, dit het hy ons gemaak.
As jy fyn gelees en geluister het, sou jy gesien het, jy was nou in gesprek met die Here, waar jy onder sy wil kom, liefde vir God en liefde vir jou naaste, waar jy jou eie tekortkoming bely, niemand hier is sonder sonde nie, waar jy hoor dat ons vrygekoop word deur die bloed van Christus, en dan het Eunice ons nou opgeroep, met die letterlike oproep, prys hom, die hemelvors. En daarom wil ek jou nou vra om saam met ons op te staan en dan dit juist so te doen. Kom ons loof die Here saam. Here Jesus, ons is saam, op die roepstem hier vergader, saam verenig in die naam, kan ons tot die Vader nader. Hoor die dank en smeekgebede, hier van die gemeentelede. Maak ons harte deur die Gees, vir die heilige woord ontvanklik. Laat ons daagliks onbevrees, op die heilbou diep afhanklik. Heer, laat ons geloofs vertroue, eenmaal organe aanskoue. Dan wil ek jy uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by 2 Samuel. En so met die kindermoment het jy nou so klein bietjie agtergrond gekry waaroor ons vandag sal gesels. En dis eintlik een van die groot verhale in die Ou Testament, natuurlik die Davidiese koningskap. En voordat ons in die woord van die Here saam delf, dan net so klein bietjie eksegetiese onderbou, net dat ons weet wat ons lees, hoekom ons dit lees en hoe ons dit behoort te interpreteer. In die Ou Testament word Dawid voorgedra as hierdie, ek wil amper sê, voorbeeldgelowige. Ons moet onthou, in die Ou Testament was Jesus Christus nog nie 'n realiteit nie, genade was nog nie 'n konsep nie, en die volk van Israel het werklik probeer om in die wet, daai eerste gedeelte wat ons nou gelees het van Matteus, om vir die Here jou God lief te wees, en om vir jou naaste lief te wees, hulle versoening te bewerk. So die dinge wat ek gedoen het bepaal hoe dit met my en die Here sou gaan. Nou, ons het al baie gepraat oor hierdie teologiese konsep van vloek en straf, seën en beloning, van as jy die regte ding doen, dan gaan die Here jou nou seën, en as jy die verkeerde ding doen, dan gaan die Here jou nou straf. Nou, veral verlede week het ons baie daarop gefokus oor hoe hierdie tipe teologie nie sin maak nie. En dit het ook nie sin gemaak vir Israel nie. En as jy na die Davidiese figuur kyk, koning Dawid in die Bybel, dan vind jy eintlik 'n paar groot tematiese probleme. Want ons lees in die Bybel dat Dawid was 'n man na God se hart. En ons sien dat Dawid hierdie ongelooflike dinge regkry, nê? Hy oorwin vir Goliat, hy vestig die nasie van Israel, hy's 'n goeie opvolger vir Saul, die slegte koning. Maar ook in sy karakter sien ons hierdie kenmerkende gebrokendheid. Dawid is ook die man wat met Batseba egbreek pleeg. Dawid is ook die man wat Batseba se man laat vermoor. Een van die temas waaroor baie min mense ooit praat, en dis my so hartseer, is oor Dawid se bloeddorstigheid. As jy die Ou Testament gaan lees, en veral die Davidiese gevegte, die koningskap van Dawid, wanneer hy ander nasies verower, was hy nogal baie lief daarvoor om amper die naam van die Here te gebruik as 'n motief om volke uit te wis. En die rede hoekom ek voel dit belangrik is dat mense hieroor moet praat, is dit help ons om die Bybel en veral die Ou Testament kontekstueel reg te interpreteer. Want ons sien in die karakter van Dawid 'n paar probleme wat die Ou Testament nie oplos nie. As jy Dawid as 'n karakter beskou,
dan maak dit nie vir ons sin in Ou Testamentse teologie, hoekom sal God hom lief hê nie? Want Dawid doen ook vreeslik baie verkeerde dinge. En tog weet ons die Here het hom baie lief. En terselfdertyd sien ons ook hoe gerieflik en hoe gemaklik die gesagsfigure in die Ou Testament amper woorde in God se mond plaas. Die priesters en die profete en dan later van tyd die konings amper namens God praat. So half of hulle 'n godsgetuigskrif op hulle dade wil sit. Dawid wat volke uitmoor en dan sê hy, maar dit was die wil van die Here. Die Here het vir my gesê om dit te doen. En dan weet ons nou later in die karakter van Jesus Christus, dis nie moontlik nie. Jesus, ons God, sou nie vir Dawid gesê het, wis die hele volk uit nie, want Jesus kom dan aarde toe en sê, hy's juis hier om hulle ook te red. Maar die gedeelte wat ons vandag as 'n gemeenskap van geloof oor wil dink, is op 'n hele ander vlak. Ons gaan nie kyk na die groter struktuur van Dawid en die groter struktuur van die Ou Testament en dit probeer bepeins nie. Ons gaan kyk na een van die goed wat gewoonlik wegraak uit Dawid se lewe uit. Ons gaan kyk na Dawid se klaaglied oor Jonathan en Saul. En net om dit vir jou 'n bietjie kontekstueel dan in perspektief te plaas, hier's hierdie ongelooflike interessante spanning. Ek het nou vir die kinders probeer verduidelik hoekom Saul nie van Dawid gehou het nie. En enige mens wat vanoggend hier sit, moet tog met Saul kan assosieer. Ek meen, jy's die koning van Israel. Jy is hierdie man wat kop en skouers bo almal uitgestaan het. God het jou deur Samuel georden om hierdie volk te lei. En iewers in jou bediening kom daar nou 'n punt wat die Here nou vir sy profeet sê, gaan salf iemand anders. Hierdie Saul kom nie meer die mas op nie. Nou ek weet nie van jou nie, maar in my lewe word ek partykeer so 'n bietjie gekonfronteer met ek wil amper sê nie net jou eie werksetiek nie, maar met jou eie belang. Jy weet, wie's jy nou eintlik? En waar pas jy nou eintlik in die wêreld in? Jy weet, en jy moet eintlik jou plek ken. Nou, miskien in jou lewe of in jou beroep, was jy al deur 'n bestuurder ingeroep en dalk aangespreek, ek weet nie. Dalk iemand wat vir jou gesê het, hoorie, maar kom ons kyk gou-gou, wat sê jou kontrak, wat moet jy alles doen? En dan, ek weet nou nie, wat was jou situasie nie, miskien het jy daar gesit en nie heeltemal die mas opgekom en dan het jy nou die loosing verwag, of miskien aan die ander kant van die munt het jy geweet, maar ek het my werk en ekstra probeer doen en nou kry ek nog steeds 'n loosing, maar vir niemand is dit lekker om te hoor, jy is nie goed genoeg nie. En dit kan nou gaan van die professionele tot by die intieme. Ek meen, as jy in 'n verhouding was, ek kan tot hierdie dag toe die eerste keer onthou wat Christine Lombard vir my gesê het, sy het nou eintlik vir Ian Krog Skeepers gekies. Jy weet, dat jy nie die mas kon opkom as 'n kerel nie. Dis vernederend, dis sleg. En nou kan jy jouself indink vir Saul, wat deur God georden was om die koning van Israel te wees, om nog voordat jou tyd verby is, al te hoor God het hierdie skaapwagter gekies. En dan te sien hoe hierdie skaapwagter ongelooflike goed doen. Hy oorwin vir Goliat, maar as jy die Bybel gaan lees, Dawid het veel meer as dit gedoen. Saul het amper Dawid se salwing getoets. Hy het vir Dawid die moeilikste take gegee. Hy het vir Dawid gestuur om die onmoontlike veldslae te gaan uitoefen. En dan elke keer kom Dawid terug. En dan doen hy dit. So dis nie eers net 'n salwing nie, jy sien God se gees op hierdie ou. En net vir interessantheid, hierdie is nou waar dit regtig vir ons teoloë verskriklik lekker is om die werk te doen wat ons doen. Daar's deesdae teologiese pastors, beraders, sielkundiges, wat regtig teoretiese analise gaan doen het en gesê het, maar die kans dat 'n koning soos Saul miskien bipolêr depressief was, is heel moontlik. So ons sit met hierdie konsep van depressie, spanning, angs, en ons dink alles dis moderne of hedendaagse konsepte, maar as jy gaan kyk na Saul se optrede, dan sien jy al in hierdie historiese figuur 4000 jaar terug tekens van die dinge waarmee ek en jy vandag nog worstel. Een oomblik sit Saul en Dawid speel op sy instrument en Saul is bewoe. Hy huil, hy is soos ene Dawid. Jy speel so mooi, dankie, jy maak my gemoed rustig. Dis letterlike woorde in die Bybel.
Jy sis my gees. En dan die volgende oomblik kan gooi hom met 'n spies. Nou as jy wil praat van 'n ou wat kan jy nou dink, dit is in die Bybel ook. En dan sit hierdie toneel waar Saul vir Dawid vervolg. En dan hierdie spanning waar Saul se seun Jonathan wat aanspraak het op die koningskap ook vir Dawid kies. En sê maar ek glo in jou salwing. Hulle is boesemvriende. So by so dat Dawid later sou sê ek ag jou nader as enige vrou. Jy's my kameraad. Maar Jonathan kan nie teen die familieband ingaan nie. En Saul en Jonathan is op die oorlogveld en Dawid kry dan hierdie tyding dat hierdie verskriklike, persoonlike, geliefde vriend en Saul, sy vervolger, dood is. En dan skryf of bid hy hierdie klaaglied. En later van tyd sou hy sê, die hele Israel moet hierdie lied leer. Die hele Israel moet hierdie gebed ken. En tot vandag toe nog sal jy Israeliete of Jode kry wat hierdie gedeelte uit die Bybel uit hulle harte en uit hulle koppe uit kan opsê. En ons gaan vanoggend daarna kyk. En ek wil hê jy moet skepties wees. Want jy moet vir jouself net een vraag vra, het hierdie ding enigsins betekenis vir my? Of is dit iets wat ek maar in my lewe ook kan weglaat? So met dit in gedagte, kom ons sit net en dan bid ons. Die Heilige Gees die woord sal open en dan gaan ons saam lees in die Bybel. Here, U het ons hierheen geroep en U het self hierheen gekom. Ons verwag om vandag iets van U te hoor en iets van U te sien. 'n Woord van hoop, miskien van vertroosting, van uitdaging. En tog, U ken ons beter as wat ons onsself ken. Gee daarom vir ons die woord, nie vandag wat ons wil hoor nie, maar die woord wat ons nodig het. Selfs onwetend. En nie net vir ons nie, maar ook vir die wat U woord sal open in ander gemeentes in Suid-Afrika en in Asië en in Europa en in Amerika en oor die hele wêreld heen. Selfs vir die wat vanoggend weens omstandighede nie U woord wil open nie. Mag ook hulle hoor deur U Gees wat op onverstaanbare maniere spreek. Spreek Here, ons wil luister. Amen. So in 2 Samuel 1 vers 1 kry Dawid hierdie berig. Na die dood van Saul het Dawid teruggekom van sy oorwinning oor die Amalekiete. Dawid het 2 dae lank in Siklag gebly. En terwyl hy daar bly, kom daar dan 'n man by hom aan en die man bring die tyding dat Saul in sy eie swaard geval het en dat hierdie man self ook aandeel daar gehad het. So Dawid hoor dan hierdie storie, Saul is dood, Jonathan is dood en hierdie is dan sy klaaglied, sy treurlied oor Saul en Jonathan. Daarna het Dawid hierdie treurlied gesing oor Saul en sy seun Jonathan. Hy het die nageslag van Juda aangesê om hierdie booglied te leer. En kyk, dit staan geskryf in die boekrol van die opregte. Daar is so 2 verwysings in die Bybel na hierdie boekrol en ons vermoed dit was soos 'n sangbundel wat die Israeliete by hulle feeste gebruik het. Die uitnemendste, o Israel, lê deurboor op jou hoogtes. Hierdie refrein, hoe het die helde geval? Maak dit nie in gat bekend nie. Versprei die nuus nie in die strate van Askelon nie. Anders verheug die dogters van die Filistyne hulle. Anders jubel die dogters van die onbesnedenis. Berge by Gilboa, mag daar geen dou, geen reën op julle val nie. Mag daar nie landerye wees wat weidingskenke lewer nie. Want daar is die skulde van die helde besoedel, die skuld van Saul, sonder dat dit gesalf is met olie. Vir die bloed van gesneuweldes, vir die vet van helde, het die boog van Jonathan nooit teruggedeins nie. Die swaard van Saul het nooit leeg teruggekeer nie. Saul en Jonathan, geliefd en innemend, is in lewe en dood nie geskei nie. Hulle was vinniger as arende en hulle was sterker as leeu's. Dogters van Israel, huil oor Saul. Hy wat julle in karmasyn-rooi geklee het, met juwele versier het, wat julle klere met goue juwele getooi het. Hoe het die helde geval midde in die stryd? Jonathan is op jou hoogtes deurboor.
Ek is te neergedruk oor jou, Jonathan my broer. Jy was baie dierbaar vir my. Wonderlik was jou liefde vir my, nog meer as die liefde van vroue. Hoe het die helde geval en is die oorlogswapens verloor? Ok, nou, as jy nie lief is vir gedigte of vir poësie nie, dan sal hierdie teks miskien nou vandag nie vir jou gemaklik op jou oor val nie. Maar as jy dalk lief is vir die dramatiese, en ek is nogal lief daarvoor, want ek sien 'n nuwe era mens wat lief is vir hierdie. Ons was amper so bietjie moeg en moedeloos vir geskiedenis, maar as jy kyk deesdae na die literatuur en na die films en die dinge waarvan mense hou, dan is daar amper weer 'n nuwe entoesiasme vir hierdie tipe taal. Jy kan amper die fliek sien afspeel, nê, waar Israel oorlog maak teen die Filistyne, waar die grootkoning grootkoning Saul en sy seun Jonathan sterf en hierdie nuus dan, hierdie berig dan nou by Dawid uitkom en waar Dawid, miskien ek is nou maar bietjie meer romanties, maar na hierdie bergkoppie toe stap en daar begin hy hierdie lied sing. Amper soos 'n toneel uit Lord of the Rings of uit Troy of uit hierdie oorlogsheld wat 'n lied sing oor oorlogshelde. Maar ek wil bietjie wegkom van die romanse af en vir julle vra, wat is die een ding wat miskien vir jou vreemd is vanoggend? Jy wat nou die konteks van die storie ken. Wat het jy miskien in hierdie lied gehoor wat jou verras het? Ek hoop julle tel net bakstene nie. Wat het jy gehoor wat jy nie sou doen nie? Daar's eintlik iets baie vreemd in hierdie lied. Is natuurlik die manier hoe Dawid oor Saul praat. Ons kan verstaan dat Dawid so hartseer en so gebroken was oor Jonathan. Hy was lief vir Jonathan, hulle was vriende. En ek weet vir 'n feit, op jou begrafnis, as ek jou vriende vra om jou huldeblyk te kom lewer, dan is die kans tog goed dat hulle emosioneel sal raak. Hulle sal nou hier kom staan en sê, weet jy, ou Frikkie, hy was 'n wonderlike mens en maar hoe dink jy sal jou vyand oor jou praat as ek hom vra om die huldeblyk te kom lewer? Doen dit, oefen, speel saam met my. Dink gou vanoggend op hierdie aarde aan die een mens wat jy weet die heel minste van jou hou ooit. Weet jy daai ou in jou kop? Daai vrou, sien jy hom of haar? Nou kom ons gaan na jou begrafnis toe. Nou roep ek hulle vorentoe en ek sê asseblief vir my iets oor hierdie persoon. Wat sal hulle kom sê? Kom ons wees eerlik, hulle gaan nie eers opdaag nie. Nee, die ou of die vrou wat regtig nie van jou hou nie, gaan verseker nie jou begrafnis bywoon nie. Anders as om te kom seker maak jy is dood nie. So daai huldeblyk sal miskien net so ietsie lyk. Jy weet, hulle sal na die kus toe loop, die deksel optel, sê ja, ek gaan sit. Maar Dawid doen nie dit nie. Oor Saul wat ons weet hom vervolg het, wat ons weet Saul wou Dawid doodmaak, sing hy hierdie klaaglied. Nou wil ek hê, asseblief julle, vanoggend is 'n gesprek. Hoekom doen hy dit? Hoekom dink julle doen Dawid dit? Daar's party teoloë wat 'n vinnige antwoord gee. Hulle sê, dis propaganda. Hy is die nuwe koning, nê? Nee. So as hy die nuwe koning van Israel is, en hy nou afhak en sê, nee wat, Saul was useless. Jy weet, Saul was pateties, dan skiet hy homself eintlik in die voet. So dis nou amper soos hierdie, en ons sien dit deesdae baie, nê, hoe politici begrafnisse gebruik vir propaganda. Jy weet, ek weet nie wanneer dit gebeur nie, maar deesdae praat daar baie meer politiese leiers by begrafnisse as predikante. Jy weet, en daar's 'n groot speech wat die premier nou lewer, en dan kom die minister, en dan, nou, wat dit nou met die dood te doen het, weet ons nie, want hulle kan nie meer stem nie. Maar in Israel is daar dalk nog 'n klomp wat kan stem. En baie mense het gesê, maar miskien doen Dawid dit. Maar as dit die antwoord was, dan maak dit nie eintlik sin, hoekom sal Dawid soveel klem daarop lê, dat hierdie lied so bekend moet word, dat dit tot vandag nog in die suidpunt van Afrika gelees word nie. En julle het almal al hierdie woorde gehoor, hoe het die helde nie geval nie. Nee? Ons ken dit. Dis bekend. Dawid se hart in hierdie lied was om die toets van tyd te deurstaan. En dan moet ons vir mekaar eintlik die vraag vra, waarmee is hy besig?
En nou wil ek jou 'n bietjie konfronteer met iets wat my ongemaklik maak. En ek wil jou 'n bietjie 'n moeiliker vraag vra. Ek wil hê jy moet baie eerlik met jouself wees. Daai persoon wat jy nou gedink het nie van jou hou nie, of wat jy geweet het nie van jou hou nie. Dink 'n bietjie aan die mense van wie jy nie hou nie. Nee, kom ons draai nou so 'n bietjie die tafels om. En ek het gewonder en ek het gewik en weeg vir 'n oomblik of ons oor hulle moet praat vanoggend. As ek vir jou moet vra van watse mense hou jy nie en hoekom hou jy nie van hulle nie? Toe ek die oefening met myself gedoen het, wil ek amper vir julle sê was die ontasbare antwoorde maklik. Dis maklik om te sê jy hou nie van groot metafore nie. Ek hou nie van mense wat knoffel eet nie. Dis 'n maklike antwoord. Maar jy hou nie regtig van hulle nie. Dis 'n issue wat nie na in jou hart lê nie. Ek wil hê dink gou vanoggend aan jou vyande. Dink aan die laaste paar mense met wie jy beklei het. Dink aan die mense wat jou walg. Wat jy Dink gou aan hulle. En nou ek het aan die mense gaan dink in my lewe. En toe het ek nou vir myself 'n vraag gevra, hoekom hou ek nie van hulle nie? En die antwoord wat baie mense in die sielkunde vir ons gee, is jy hou nie van goed wat jy in ander mense identifiseer wat jy self ervaar nie. So hoeveel keer in my lewe het ek al egpare voor my gesit? En dan kan ek vir julle sê, dan sit die een daar en dis opinionated, dis 'n boelie, dis die een wat altyd die fight moet wen, altyd moet reg wees, altyd die laaste sê moet hê. Ek sien hulle want ek is die pastor, nê? Ek sit in hierdie kantste stoel. Dan sien ek hierdie kant sit die ou vroutjie en sy sê maar net ja, nee en hy sê. En dan wens ek kan vir julle sê hoeveel keer sal daai ou dan sê. En weet jy Dominee, sy moet altyd die laaste sê. En dan dink ek maar jy weet in al 20 of sessies het jy nog elke keer die laaste sê gehad. Nee? Of hoeveel keer by vriendekringe, dan sal jy daai vriendin hê wat sê ek hou niks van haar nie, sy's kinder. Regtig, sy kan nie haar neus uit ander mense se sake uithou nie. Sy kan nie. Kom ek vertel jou wanneer het sy dit laas gedoen? As jy nie met iets assosieer nie, sal dit jou nie pla nie. Die goed wat jou irriteer, is die goed wat in jouself, jou van jouself irriteer. Dis so eenvoudig. Jy weet, hoeveel keer het ek al in mannekringe gestaan, hè? Dan sal hy sê, daai ou, jy moet net sien, hy kan nie sy oë van ander vrouens afhaal nie. En as daar dan die Bloubulle cheerleaders verbystap, dan is daai ou die eerste ou wat we tend to dislike in other people what we recognize about ourselves. En Dawid was 'n totale gebroke karakter. Maar ek dink die Here het van Dawid gehou omdat Dawid eerlik was. Dawid het geweet wat sy eie tekortkominge is. En Dawid het verstaan, as ek vir Saul oordeel, en as ek vir Saul in die verdoemenis inbid oor sy foute, wat moontlik depressie was, wat moontlik 'n stuk skizofrenie gehad het, wat legio was, dan weet Dawid, hoe kan ek, wat Dawid is, en onthou, hierdie is nog 'n jong Dawid, hierdie jong Dawid wat hierdie lied sing, sal nog Batseba sien, sal nog haar man laat doodmaak, sal nog die volke vervolg, maar hy weet al klaar wie hy is. Want die een ding wat Dawid gedoen het, wat die ander konings nie gedoen het nie, is Dawid het berou gehad. Elke liewe keer as Dawid droog gemaak het, dan was hy die eerste ou wat sy hand opgesteek het en gesê het, ek het droog gemaak. Ek het droog gemaak. En die teoloog wat baie werk gedoen het met hierdie teks, en ek wou dit preek, maar partykeer sê iemand iets so goed, dat jy eintlik hulle net moet quote. Wil ek hierdie gedeelte vir julle lees, en dis die opsomming, en dan wil ek net hê ons moet daaroor reflekteer.
Maar Beck skryf die volgende, hy sê, David's singing may be a model, a role for the church. The church should be the place where death can be faced for the painful reality that it is, and where our human loss and grief can be voiced. It should be a place where we dare to speak of kingdoms that we hoped for, that have suffered defeat, and have left us despairing of justice or peace or hope. This is the point of the cross as a central symbol of the Christian faith. The brokenness of our lives and our world must be acknowledged and voiced. David teaches us that we cannot move to joy, renewal, and praise too soon. Ek het nou so 'n week of terug wat vir julle gesê ek's besig om Rassie Erasmus se biografie te lees. En Rassie skryf ook oor dominees. En ek het die vrymoedigheid om dit in die openbaar te deel, want ek meen sy boek is in die openbaar. Maar een van die vroegste kwelpunte in Rassie Erasmus se lewe was sy pa se worsteling met alkohol. En Rassie sê die een ding wat hom gewalg het, die een ding wat vir hom seer was, is hy sê almal in die dorp, Dispatch waar hy groot geword het geweet sy pa het 'n probleem. Almal het dit geweet. En dan elke Sondag as hulle in die kerk is, dan gaan die dominee na hulle toe, dan sê hy, ons weet julle kry swaar, ons dink aan julle. Nee, nou hier is, kom ek sê vir julle daai, ek hoef dit nie te maak nie, dis ek. En dan sê hy, as 'n jong seun, het dit hom so kwaad gemaak, dat iemand sê, ons is daar vir jou, maar jy is nie daar vir jou nie. Dan skryf hy verder in sy boek, en weet julle waar was iemand daar vir Rassie? Dis so interessant, gaan lees die boek. Hy sê toe hy in die weermag is, toe het sy pa gerehabiliteer, maar toe nou as gevolg van lewerkanker gesterf. En hy sê in die weermag, het hierdie rowwe, sigaretsmokkelende army manne, het gekom en gesê, hoor jy ou maat, ons hoor jou pa is dood. En dis al wat hulle gedoen het, en dan het hulle een ding anders gedoen as die dominee. Weet julle wat het hulle gedoen? Hulle het by hom gaan sit. Nie gepraat nie, nie geadviseer nie, nie raad gegee nie, hulle was net teenwoordig. En nou wil ek so ietsie uit my eie lewe uit met julle deel. Want partykeer is dit goed om 'n beraader te wees, en ander kere tel dit teen jou. Want jy benader jou hele lewe ook so. En vroeg in my en Nanine se huwelik het ons ook een keer lekker scraps opgetel. Jy weet mos soos wat man en vrou mos nou maar kan beklei, het ons lekker aan die beklei geraak. En die probleem in my lewe is, ek is nogal 'n bietjie van 'n problem solver. Ek wil dinge beter maak, en dit moet vinnig beter wees, en dit moet nou reg wees, en ek sê vir haar op 'n stadium, weet jy wat? En ek kan dit nou getuig, want dit het baie jare terug gebeur. Ek sê vir haar, weet jy wat? Dit voel vir my partykeer, jy sit net in die gat, en ek staan op die kant, en ek skree die hele tyd vir jou, kom uit, kom uit. En dan sê ek, gooi ek 'n tou in, dan sê ek soek hom nie. Ek sê, dan sit ek 'n leer in, en dan soek jy hom nie. Ek sê, klim uit die gat uit. En my vrou wat wys is, sê vir my, het jy al ooit daaraan gedink, dat ek nie uit die gat uit wil klim nie? En dat ek net partykeer nodig het, dat jy in die gat inklim? En by my kom sit, want jy luister nie. Nou moet ek vir julle sê, ek wou iets terugskree, maar kon nie. Ons leef in 'n wêreld wat gebroken is. Drome realiseer nie. Dit is so. Die ideale wat jy miskien gekoester het in jou professionele lewe, die ideale wat jy gekoester het in jou huwelik, die ideale wat jy koester vir jou kinders, die ideale wat jy gekoester het oor jou eie karakter, sal nie realiseer nie soms. En om net voort te storm, en nooit te stop, en die verlies te erken nie, maak jou nie sterk nie, dit maak jou naïef. En dan skryf, kyk verder, hy sê, we must make a place for our pain.
Jy moet iewers stop en sê, weet jy, ek het 'n probleem. Ek sukkel met die ding. Ek het 'n probleem, ek het seer gekry. Ek het 'n probleem, waar ek nou is sleg of hopeloos. Our wounds cannot heal if they are not exposed. It is only after encounter with the cross and the loss it represents that resurrection can speak a meaningful word of life. The poetry and the pain and the grief allows the lost kingdom of Saul to give way to the renewed kingdom of David. The church can sing with David and become a place where pain and loss are acknowledged publicly and their power over us is broken. This can enable a turning toward God's new future for ourselves, for our nation, and for our world. David sing 'n klaaglied oor 'n droom vir Israel wat nie gerealiseer het nie. Hulle wou 'n koning hê. Hulle het 'n Saul gekry. Maar as hulle dit kon sê, kan hulle dit begin verwerk. En ek weet miskien sit jy vanoggend hier en jy voel, ek weet nie waarmee is Van Wyk besig nie. Ek weet nie wat hy vir my probeer sê nie. Wat ek probeer vra is 'n meer en 'n grotere ruimte vir die waarheid. Kom ons hou op om ons gebrokenheid. Kom ons hou op om ons tekortkominge. Kom ons hou op om ons frustrasies van mekaar af weg te steek. Ek wens ek kan vir julle sê in hierdie laaste 2 dekades, hoeveel mense voor my kom sit het in totale gebrokenheid. Weet jy Van Wyk, hulle het my gevang by die werk en ek het dit gedoen. En dit is horrible, maar weet jy, al is dit hoe sleg, die feit dat die wêreld dit nou weet, maak my vry. Weet jy Van Wyk sy het uitgevind. Maar daai kruis van geheimsinnigheid wat ek so lank gedra het, ek het dit afgegooi. En ja, waar ek nou is seer, maar dis waar. Weet jy Van Wyk, krap die pot oop, laat almal weet wat aangaan, want as ons weet wat die waarheid is, kan ons begin om die probleme aan te spreek. En dis weet julle wat, hierdie wyshede is so oud soos die berge, die waarheid sal jou vrymaak. En wat ook al jou gebrokenheid is vandag, wat ook al jy miskien voel, hierdie ding moet ek vir die wêreld wegsteek. Wees bietjie eerlik met jouself. Jy doen dit nie omdat jy dit nie vir die wêreld wil wys nie. Jy doen dit omdat jy dit nie vir jouself wil wys nie. Want as jy dit vir jouself gewys het, moet jy begin om daaraan te werk. En vir solank as wat dit nog hier is en niemand daarvan weet nie en ek het nie eers hoef te erken nie, hoef ons nie daarmee te werk nie. Eintlik is my hart stikkend. Eintlik is my gemoed gebreek. Maar as ek hierdie versaad kan voorhou, dalk is ek dit. En dit skemer deur van persoonlike gesondheid reg deur tot by die mees bose sondes. Dawid het gehoor Saul is dood. En die eerste ding wat hy gedoen het, is hy het gesê ons moet die waarheid praat. Oor Saul en oor Jonathan, die een wat goed was en die een wat sleg was. En as ons die waarheid praat, dan moet ons dat die hele wêreld dit hoor. Jesus sou later hierdie selfde beginsels by Dawid oorneem en sê, laat dit wat in die duister is, laat dit brand op die daktorings. Wys vir die wêreld die waarheid. En as die waarheid seer is, en as die waarheid ongemaklik is, en as die waarheid gebroken is, wys dit, want dan kan ons begin werk. Ek het hierdie week in gesprek met 'n gesin gesit, en ek het die voorbeeld genoem, maar ek wil hiermee eintlik hierdie hele ding probeer saamvat. As mens nou praat oor een van die groot gebrokenheids van ons tyd, dan is dit seker iets soos verslawing. En ek kan met gemaak daaroor praat, want die spektrum is wyd. Jy kan verslaaf wees aan pornografie, jy kan verslaaf wees aan drank, jy kan verslaaf wees aan werk, jy kan verslaaf wees aan geld. Enige verslawing wat jy aan dink, bestaan.
En dit word deesdae behandel. Van die AA af tot by die 12-step program. Maar weet julle wat so interessant vir ons wat nou in die veld werk? Een ding, net een ding wat alle programme oor die hele wêreld in gemeen het, is dit begin by erkenning. As jy na die AA toe gaan, dan is die eerste ding wat hulle vir jou sê, staan op, sê jou naam en sê jou probleem. Hi, ek is van Wyk, dis my probleem. En ek het lus gehad om vanoggend te sê, kom ons toets hierdie preek. Maar ek gaan nie, want ek is bang. Maar kom ons almal staan op. En ons sê, nee, kom ons sê, ons begin sommer hier, en dan staan ek op, en dan sê ek, hi, ek is van Wyk, en ek sukkel met jaloesie. Maar ons gaan versigtig wees, nee, ons gaan nie die regte probleme sê nie. Ons gaan sentimenteel raak. Hi, ek is van Wyk, en ek gee te veel om. Dis leens. Maar ek het gewonder hoe dit sou gaan. Ja, ou Marius, as ons daar by jou weggetrek het, en ons het daarna agter geëindig by my vriend Ulrich. Ek het lank daaroor gedink, en ek gaan dit nie doen nie, want ek weet, dit sal rof gaan hier binne. Maar toe ek daaroor gedink het, het ek nogal gedink hoe dit sou gaan, hè? Want miskien sal iemand opstaan en sê, hi, ek sukkel om die Here te vergewe oor die verlies van 'n geliefde. En miskien in daai getuienis sal iemand anders opstaan en sê, Jesus, ek het nie geweet jy het dit nie. Ek het dit ook. Miskien sal iemand opstaan en sê, ek sukkel met dobbel. En dan iewers sal iemand anders opstaan en sê, hoorie, ek het nie geweet nie, ek ook. Miskien sal iemand opstaan en sê, my huwelik is 'n totale disaster. Maar toe het ek nogal gewonder as ons dan volmaakte kerk was, en ons almal dit hier gedoen het, of ons mekaar nie in liefde sou bygestaan het nie. En of hierdie totale predikant soetsappigheid, valsheid, van, ai, ons dink aan jou. Daar's baie meer krag daar, né? Want as ek jou pyn ken, en as ek jou pyn al my hele lewe lank gedra het, dan kan ek regtig egtig vir jou luister. Dan kan ek regtig saam met jou bid. En die kans is dan baie goed, dat ek gereeld by jou sal incheck. Sal sê, weet jy, ek het vanoggend weer hierdie ding, hoe gaan dit met jou? Toe Dawid sy klaaglied geskryf het, en ek weet, dis nie, moet nie wat ek nou sê as 'n waarheid interpreteer nie, want dit is net my interpretasie van Wyk se. Maar ek sien in my geestesoog hoe Dawid na Saul kyk, en hy eintlik in sy hart so bang is, dat hy ook eintlik maar self Saul is. En hy weet, Saul, jy kon sulke wonderlike goed vir die Here gedoen het. En vir solank as wat dit jou werk was dit nie my werk nie. En daarom moet die Filistynse dogters nie juig nie. En moet die dogters van Israel huil, want hulle gaan miskien bly wees, want Dawid is nou koning, maar hulle weet nie hoe swak is Dawid nie. En hy sou dit bewys, hy sou swak wees. Maar miskien het Dawid in sy gebed gesê, ek is hy, en hy is ek. En daarom huil ek. Ek glo, Dawid het Saul regtig lief gehad. Ek glo, vandag in hierdie kerk, is daar 'n hele klomp Saule. Mense wat as ek die moeite doen, ek vir jou kan bewys hulle is stikkend. En dan wil ek ook vir jou sê, in hierdie selfe kerk is daar 'n hele klomp jong Dawids. Almal gaan sê, hierdie enetjie is 'n goeie ene. Hierdie enetjie is die antwoord. Hierdie enetjie gaan ons help. Maar ek glo met my hele hart, elke liewe jong Dawid is maar net so stikkend. En daarom toe Dawid gehuil het hy nie gehuil oor Jonathan of oor Saul nie, hy het gehuil oor die toestand van die mens. En sien ons Jesus Christus in Getsemane huil ook. En al wat ek vandag vra, is kom ons probeer 'n bietjie waag by mekaar. Kom ons vertrou mekaar met ons leed. En al is dit net 'n klein skreefie vir iemand in jou lewe wat jy vertrou,
Wys vir hulle wat gaan aan. En kyk of hulle daai las saam met jou kan dra. Soek iemand in jou lewe, soos wat Rassie 'n klomp rowwe manne in die weermag gekry het, wat die tyd gedoen het om net saam met hom te sit en saam met hom te dra. Soek so iemand. En dan nou eintlik die vraag en eintlik die preek vandag is wees so iemand. Dat as iemand daai venster vir jou oopgemaak het en vir jou gesê het, hier's waar ek stikkend is. Wees verantwoordelik met dit. Moet dit nie goedkoop maak nie. Moenie jouself daardeur ophef nie. Moenie 'n ander mens se gebrokendheid vat en dit misbruik nie. Wees lojaal. Wees verantwoordelik. Moenie soos die pankop predikant op die wal van die gat staan en van allerlei lere en toue en nonsens praat nie. Klim in die gat in en wees daar. Stap 'n regte pad saam met die mense wat jou vertrou. Kom ons bid. Here, ek kan sien hoekom Dawid nie lus was nie. Ek dink miskien toe hy die reus gewen het en toe hy die veldslae gewen het en hy op sy lier vir Saul gespeel het hy gehou van die Dawid wat hy was. Daai stukkie identiteit was vir hom lekker. Want dit was roemryk en dit was indrukwekkend. 'n Koning het hom vertrou en soldate het agter hom aangehardloop met vertroue dat hy die regte dinge sou doen. Maar in hierdie eerste klaaglied sien ons iets van iemand wat bewus is van sy eie gebrokendheid en dit uitspoel in sy liefde vir 'n gevalle koning en vir 'n gevalle vriend. En omdat ons sy storie ken, weet ons hy sou later self dit word. En ook weens sy eie tekortkominge 'n bitter swaar pad stap. En dis maklik, Here, dis maklik om dit 'n storie te maak. Dis mos nou iets wat ver terug gebeur het en ag, is sommer net 'n prentjie wat ons inkleer en 'n storie wat ons vertel. Maar hoe langer ons met mense omgaan, hoe meer besef ons, Here, dat ons elkeen hier vanoggend iets van Jonathan in ons het, die goeie, getroue, loyale vriend, iets van Saul in ons het, die depressiewe, moedelose, hopelose, verwerpte koning, iets van Dawid in ons het, die entoesiastiese dromer wat die wêreld gaan oorwin, maar terselfdertyd met hierdie diep donker geheim in ons harte leef. En daardie geheim vir elkeen van ons is maar net ons eie sonde. En daarom het ons vanoggend 'n klaaglied. Ons sou wou gehad het dit moet anders wees. Ag Here, sou U nie miskien deur die krag van die Heilige Gees die sonde uit ons harte kom uitruk het nie. Alles wat stikkend is in ons reggemaak het. Vat weg ons woede, vat weg ons jaloesie, vat ons vernyn, vat ons seerloosheid, vat ons boosheid, vat ons welis, vat ons moedeloosheid, vat ons angs, vat al hierdie goed uit ons uit, Here. Maar om dit te doen moet U ons wil vat. En dit sal U nie doen nie. Want U wil hê ons moet U kies. En daarom kom bid ons dan vir die tweede plek. Vir die tweede beste. Maak ons eerlik. Maak ons eerlik om voor mekaar en vir mekaar stikkend te wees. Waar ons 'n kerk sal word wat nie meer die valse, skynheilige, volmaakte afgode dien nie, maar wat baie opreg is oor ons eie tekortkominge, wat werklik streef daarna om opreg lief te wees, om tyd te maak en om te gee vir mekaar. Ons weet wat ons wil sê, Here, maar ons sê dit so versigtig. Laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Amen. Dalk sal dit makliker wees as ons sing, want dan hoef ons nie versigtig te wees nie. En daarom kom ons doen dit.
Want om dit te bid en om dit in opregtheid te bid, vra alles. So kom ons maak dit bietjie makliker vir mekaar en ook vir onsself en staan dan op en dan sing ons dit. Kom ons soek allereers die koninkryk van God. Kom ons loof hom saam. Ons gaan hierdie lied in kanon sing, mans en vrouens. So as jy my en Jacques hoor sing, dan sing jy maar wat ons sing. As jy man is, as jy vrou is, as jy ons hoor sing, dan sing jy enigiets anders. Maar ons wil so ietsie moois vir God maak en dit net vir hom gee as 'n loflied. Kom ons sing vir ons Here. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat julle nodig het, sal die Vader dan vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, 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 amen, amen. Nou ja, nie een van die maatjies het opgespring nie. Christian, het jy almal getel? Wel, dan het jy reg gekry wat ek nooit kon reg kry nie, want gewoonlik as ek by 24 gekom het, dan het ek in die slaap geraak op my ma se skouer. So Christian, ek sommer baie trots op jou. Well done it. Hierdie diens is nie verby nie. Hierdie diens gaan voort in jou daaglikse lewe. En daar waar jy dan lewe, in jou tye wat jy reg is, maar ook in die tye wat jy seer is, leef en weet dat die genade van ons Here Jesus Christus jou vryspreek van alle sonde. Dat die liefde van God ons Vader, die opregte liefde van God, jou altyd sal onderhou. En dat die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou sal wees en bly. Amen. 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 Kom drink asseblief 'n koppie tee. Kuier lekker saam.
onreg kan